Hemelse Vader, ons wil kom stil raak vanmôre in U teenwoordigheid, Here. Ons wil elke gedagte gevange neem en onderwerpe maak aan U. Here, en is ons hartsbegeerte om vanmôre weer met U te kom ontmoet, Here, in U teenwoordigheid in te beweeg. Here, 'n aanraking te kry van U. Here, waar ons kom stil raak en op U fokus, Here, wil ons U naam groot maak. Here, ons wil U erken as Heer van ons lewens, Here. U is die heerser oor die heelal en alles wat daarin is. En ons kom bely dit vanmôre, Here. En ons kom tree in vanmôre, Here, met 'n hart van verootmoediging, Here, en met 'n hart van dankbaarheid, wat ons net U naam wil kom groot maak. Here, en dis met 'n verwagting wat ons ook kom om onder die bediening van U woord te sit, Here, en ons wil bid vir Paul, Here, dat U vir hom ook 'n tydige woord sal gee, Here, dat U sy tong sal aanraak, Here, en die harte sal oopmaak en ontvanklik maak vir die bediening van die woord. So kom raak ons nou stil, Here, en ons kom dra hierdie diens aan U oor, Here. Kom beweeg in ons midde, Here. Kom beweeg in ons midde. Halleluja. Amen. Ok, ons is besig met die boek Hebreërs en ek gaan nie vandag klaarmaak met hom nie, maar daar is 'n ander woord wat ek volgende week voel is dringend om te deel. En ek sal aan die einde van die diens sal ek vir julle bekend maak wat dit is, maar ek dink dit gaan lekker kontroversieel wees. So, be excited vir die einde van die preek, ek gaan ek julle vertel wat oor volgende week gaan gebeur. So, prys die Here, maar ons gaan vandag na Hebreërs 5 en 6 kyk. En net so deel 3, hoofstuk 5, Hebreërs 5 vers 1, as jy jou swaard saamgebring het, ek vertrou jy het, dat jy saam met my kan lees, want elke hoëpriester wat uit die mens geneem is. Met ander woorde, hy praat van die hoëpriesters van ouds was mense gewees, was uit die mens geneem word, tree ten behoewe van die mense op in die dinge wat in betrekking tot God staan om gawes en offers vir die sondes te bring. So die eerste kwalifikasie van die Aaronitiese priesterskap van daardie tyd was dat jy iemand uit die mense moes gekies het en dit moes ook die nageslag van Aaron gewees het. Met ander woorde, dit kon nie net enige iemand gewees, wat moes spesifiek 'n Lewiet gewees het wat hoëpriester moes wees. Hy is nie aangestel nie, hy het nie gevra om hierdie job te kry nie, die Here het hom aangestel, so hy het nie self besluit ek wil graag dit word nie. En hy moes 'n verhouding met God hê. En wat moes hy, twee hooffunksies wat hy moes doen, hy moes beide die gawes en die offers van die mense vir die sondes bring. Nou die gawes verwys na enige offer wat aan God gebring is. Offers verwys na daardie spesiale offers waarin bloed as versoening vir die sondes gestort was. So hierdie hoëpriester se werk was om hierdie gawes en hierdie offers, hierdie bloedoffers dan te bring vir die sondes van die volk. Hebreërs 5:2. As een wat kan saamvoel, met ander woorde, omdat hy een van hulle was, kon hy saam met hulle voel met die onwetendes en dwalendes, omdat hy self ook met swakheid bevange was. Met ander woorde, hierdie hoëpriester was nie spesiaal nie. Hy het dieselfde probleme as al die ander mense gehad. Sy eie brose vlees het hom toegerus om hierdie probleme te verstaan waarmee die mense te kampe gehad het van daardie tyd. Vers 3. En daarom juis moet hy, net soos die volk, so ook vir homself vanweë sy sondes offer. So maar terwyl sy menswees vir hom 'n voordeel was dat hy simpatie en meelewing met hulle gehad het, was daar ook 'n nadeel. Hy moes ook vir sy eie sonde moes hy die offer bring, want hy was self sonde gewees. Ons weet ons hoëpriester Jesus het geen sonde gehad nie, maar hierdie hoëpriesters het. So wat doen die Hebreërs skrywer nou? Hy wil vir hulle wys dat die hoëpriester wat ons nou het, is beter as die hoëpriesters van daardie tyd. Vers 4. En niemand neem die waardigheid vir homself nie, maar hy wat deur God geroep word, net soos Aaron. So hy kon hierdie beroep nie self kies nie, hy was aangestel gewees, moes nageslag van Aaron wees. Vers 5. So het Christus ook hulle self nie verheerlik om hoëpriester te word nie. So Christus het homself ook nie verheerlik om hoëpriester te word nie. Maar hy het hom verheerlik wat vir hom gesê het, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. Met ander woorde, God het Jesus aangestel, die Vader het Jesus aangestel as hoëpriester. Wat sy aanstelling betref, die bron daarvan was God self.
Daar was geen menslike geslagsregister wat hom aangestel het nie. Hy hoef nie die nageslag van 'n Aaron te gewees het nie, wat 'n Lewiet was nie. Ons hou Jesus uit die stam van Juda gebore. Jy sien, dan is Christus 'n priesterskap van 'n beter orde, en dit lees ons in Psalm, ek moet eers terug gaan in Hebreërs 5 vers 6. Hy sê, soos hy ook op 'n ander plek sê, u is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. So hy is 'n ewige priester. So hierdie priesterskap is 'n beter priesterskap, want ons lees in Psalm 110 vers 4, het God hom verklaar as priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. So die hoëpriesters het gekom en gegaan, maar Christus is 'n ewige hoëpriester, en daarom is hy beter as die hoëpriesters van daardie tyd, en wat uit die Aaronitiese lyn uitgekom het. Hebreërs 5:7, hy wat in die dae van sy vlees gebede en gesmeking en het sterk geroep, en trane aan hom geoffer wat hom uit die dode kon red, en ook verhoor is uit die angs. So Christus is nie net die sondelose seun van God nie. Hy is ook waarlik mens gewees toe hy die ware mens gestalte aangeneem het. Die skrywer verwys na die verskeidenheid menslike ervarings wat hy in die dae van sy vlees deurgemaak het. So hy moes dit deurmaak as mens. Hebreërs 5:8. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Sien, alhoewel hy 'n seun was, hy was nie net 'n seun nie, dit wil sê een van baie nie, maar hy was die enigste gebore seun van God gewees. So ten spyte van al die feit dat hy die enige gebore seun gewees het, hy nog steeds gehoorsaamheid geleer deur die dinge wat hy gelei het, is wat daar die vers ons sê. Sy intrede in hierdie wêreld as 'n mens het hom ervarings bestrek wat hy nooit sou geken het as hy nie mens geword het nie. Hebreërs 5:9. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. So nadat hy volmaak is, nadat hy alles deurgemaak het, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is. Hier is die kwalifikasie. Dis nie net vir almal blindelings nie. Dis almal wat hom gehoorsaam is. So as jy tot wedergeboorte gekom het in gehoorsaamheid aan dit wat die Here vir ons sê, wat gebeur dan? Dan is hy 'n bewerker van jou ewige saligheid. Hy is die bron van ons verlossing. Die bron vir almal wat hom aangeneem het. Daarom sê in Johannes 14 vers 6, Ilse, is mos jou favorite versie. Sê vir ons wat staan in Johannes 14 vers 6. Sê? Ja. Daar sê, mooi. Jesus het geantwoord, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So Christus is die enigste weg. Alle godsdienste is nie dieselfde nie. Jesus verklaar, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie, want hy het hierdie prys betaal en daarom het hy die bewerker geword van ons saligheid. Hebreërs 5:10. En is deur God genoem 'n hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. So wie noem hom die hoëpriester? God. Die Vader het hom genoem. Hy het hom genoem hoëpriester. Hebreërs 5:11. Waaroor ons veel te sê het wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor. Sien, dit is nie ingewikkeld nie. Die probleem is dat die mens het 'n verkeerde houding ingeneem as gevolg van hulle godsdienstige agtergrond. As gevolg van hulle godsdienstige agtergrond het hulle traag geword om te hoor. En ons battle vandag nog met dit. Ek het my kerk. Sukkel nog. Mense traag geword om te hoor, want hulle dit kom uit 'n sekere tradisie uit. Hebreërs 5:12. Want hoewel julle van die tyd leraars behoort te wees. Hoe lank dien jy al die Here? Wat sê Hebreërs? Jy moet eintlik nou al 'n leraar wees. Het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woord van God moet leer. So aan mekaar moet ons oor en oor geleer word, die eerste beginsels. Die woord sê eintlik nie, jy moet nou begin verby dit beweeg, verby die eerste beginsels.
En jy moet weer die behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Sien, 'n baba drink melk. Ons het baie baba Christene. Ek change doeke gereeld. Ek sien daar's nog 'n paar mense wat dink is van nie. Vra maar vir enige pastoor hoeveel keer met hulle doeke change van die gemeente. OK. Die eerste beginsels, woorde van God moet leer en jy weer 'n behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Nee, ons as kinders van die Here moet nou op 'n plek kom waar ons vaste spys begin vat. Wegbeweeg van die eerste beginsels af. Nie weg nie, maar aanbeweeg, verder beweeg. Hebreërs 5:13, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord en van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns, nou daardie geestesvermoëns verwys spesifiek na die onderskeiding. Een van die gawes van die Heilige Gees is onderskeiding van geeste. Geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Ons moet op 'n plek wees waar ons weet wat sê die woord. Ons weet wat's reg, wat is verkeerd. Ons moet dit kan onderskei. Hebreërs 6 vers 1. Nou, ons het goed gedoen, hè? Klaar met ons stukkie uit. Daarom moet ons nie bly by die beginsel van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondamente te lê van die bekering uit dooie werke. So die eerste beginsel wat ek en jy klaar moet weet, is bekering uit dooie werke. Werke kan jou nie red nie. Amen? Ons weet dit klaar. So bekering uit die dooie werke, ons word gered uit die dooie werke. Die volgende een, en van die geloof in God. Die volgende beginsel is die geloof in God. Ons gaan nou 'n bietjie iets oor kyk. Hebreërs 6:2, van die leer van die doop. Ons weet bekering en dan word jy gedoop. Nie besprinkeling nie, onderdompeling. Dis doop. Doop is 'n stuk beskeiding. Kyk jy of jy hom so doop en of jy hom so doop, okay. Van die leer van die doop en van die handoplegging, dis die volgende ene, en van die opstanding van die dode en die ewige oordeel. Hierdie goed moet ons onder die knie hê. So wat het gebeur in die geskiedenis? Ek dink die eerste kerk het hierdie goed redelik goed onder die knie gehad. Maar toe kry ons die middeleeue. En die kinders van die Here word vervolg en ons weet die Katolieke kerk het hulle verskyning gemaak ensovoorts. So ek dink die eerste ding wat toe gebeur het was die bekering uit die dooie werke was as gevolg van Luther wat sy 95 teses gaan vaslaan het in 1517. Daardie waar weer ontwaking gekom dat die werke kan jou nie red nie. Weer uit die dooie werke het dit weer vorentoe gekom. Hierdie ding moes ons weer onder die knie kry. Dan die geloof in God. Wat Luther gemis het, wat toe later bygekom het, is dat dis jou geloof in God alleen wat jou red. En dit het gekom saam met die Methodiste, John Wesley en Charles Wesley, vroeg in die 1700s. Het daar weer 'n verskywing gekom na dit toe. En dan die leer van die doop. Dit het nogal baie sterk na vore weer gekom in die Baptiste kerk. Want hulle het weer dit onder die mense se aandag gebring. Dit is nie besprinkeling, babedoop nie. Nee, dit is bekering en dan doop. En dan die handoplegging. Dit het weer baie na vore gekom met die Pinksterbeweging wat uitgebreek het. En daar's verskeie tye wanneer mense handoplegging doen wat ek nie vanoggend kan behandel nie. En dan die opstanding van uit die dode. Daar glo ek die fokus van dit het te doen met die leer dat daar 'n wegraping is dat die bruid terugkom om sy bruidegom terugkom om sy bruid te kom haal. En dit lees ons in 1 Tessalonisense 4:13 tot 18. Ek gaan vanoggend vir ons lees om julle weer te herinner daaraan dat die opstanding van die dode die woord praat daarvan. Kom ons kyk. 1 Tessalonisense 4:13. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Wie is dit? Ons wat gesterf het. Sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Hoekom? Want daar's 'n hoop wat ons het. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, die wat gesterf het en kinders van die Here was, saam met hom bring. Wanneer gaan hy hulle saambring? Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, wie is dit? Ons wat nog nie gesterf het, wanneer Jesus sy bruid kom haal nie. By die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie.
Hulle wat gesterf het, gaan ons net so 'n sekond voor ons wees. Kyk nou. Want die Here self, stuur nie 'n engel nie, die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met 'n stem van 'n aartsengel en met 'n geklank van die bassein van God. En die wat in Christus gesterf het, sal wat doen? Eerste opstaan. So daar's die opstanding van die dode wat kom. Sien ons nog uit daarna dat Christus sy bruid gaan kom haal en die wat aan hom gesterf het, gaan saam met hom gaan bring en daar gaan 'n opstanding van die dode wees. Het ons nog daardie hoop in ons lewens? Daarna sal ons wat in die lewe oorbly. Dis nou sover ons, solank as wat ons hartjies klop en ons hier is. En ek glo, ek vertrou die Here om met die wegrapings te gaan. Ek hoop jy ook. Ek wil een van daai ouens wees wat daar in die hemel rondloop en sê hulle, was jy een van daai ouens wat in die wegraping gekom het? I want to be one of those. Hy sê daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word. So wat, ons kom nie wolke terug, nee, weggevoer. Ons word weggevoer saam met hulle in die wolke. Die Here tegemoet in die lig en so sal ons altyd by die Here wees. Dan gaan ons 7 jaar party hou, julle. Ek sien uit daarna. Bemoedig mekaar met hierdie woorde. So ek sê vir julle, daar kom 'n opstanding van die wat in Christus gesterf het. Die wat nie in Christus, daar kom vir hulle ook 'n opstanding, maar eers 'n bietjie later. Maar jy wil nie een van daai wees nie. Want dit is die volgende punt. En die ewige oordeel. Aan die einde van die 1000-jarige vrederyk is daar 'n wit troon oordeel. Dan gaan hulle wat nie in Christus gesterf het nie, ook opstaan. Daarom, in die lig van die gebrek aan vordering, laat ons die baba stadium van Christelike ervaring verlaat en is tyd vir ons om nou volwassenes te word. So daar's 2 dinge wat op 'n Christelike of geestelike volwassenheid begin wys. Die eerste is om die eerste beginsels te verstaan en toe te pas. Dit was nou net oor gepraat. Op te hou om in die toestand van 'n baba te wees. En dan moet ons voortgaan na volmaaktheid. Moet nooit rus totdat jy 'n volwassene is wat in staat is om sterk kos te eet nie, 'n onderwyser te wees en al jou sintuie in geregtigheid te oefen. Here, ek oefen. Ek lees my woord, Here. Ek beoefen die woord. Ek beoefen dit wat U vir my gee om te beoefen, Here. Ek drink dit in. Ek eer die woord. Ek groei in Christus. Hebreërs 6:3. En dit sal ons doen as God dit toelaat, want dit is onmoontlik om die wat eenmal verlig geword het. Nou wie is verlig geword? Hulle wat tot wedergeboorte gekom het. Eens onthou ek het 'n rukkie terug gepraat oor die sonde teen die Heilige Gees. Gaan kyk dan daardie woord want dit verduidelik hierdie. So ek gaan nie baie tyd op dit spandeer nie. Daar's 'n hele woord so 'n paar weke terug oor dit gewees. Want dit is onmoontlik om die wat eenmal verlig geword het, dis hulle wat tot wedergeboorte gekom het en die hemelse gawe gesmaak het en die Heilige Gees deelagtig geword het. So dis duidelik 'n kind van die Here. Ons praat nie van iemand in die wêreld nie. En die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld. En afvallig geword het. Met ander woorde, ons praat nie hier van iemand wat teruggeval het. Hy het die Here gedien met vuur en ywer en toe val hy so 'n bietjie terug in die wêreld. Ons praat nie van daai persoon nie. Ons praat van iemand wat 'n keuse geneem het. He no longer wants to be saved. Ons praat van so iemand. En ek kan nie nou in die detail van dit ingaan nie want daai preek is daar. Om weer tot bekering te vernuwe. Sien jy ou wat bietjie teruggeval het, daar's vergifnis vir sonde. Maar 'n ou wat besluit geneem het om sy rug op Christus te draai, dis waarvan hy hier praat. Omdat hulle ten opsigte van hulle self die seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. En het ons uit daai woord uit geleer, hoe maak ek seker dat ek nie een van daardie mense is wat afvallig word nie, tot so 'n mate dat daar nie meer vir my terugkoms is nie? Wel, bly naby die Here. Moenie in 'n sondige toestand verval nie, want sonde lei jou na daai punt toe. Want die grond wat die reën indrink, wat dikwels daarop val en nuttige plante voortbring ter wille van hulle vir wie dit ook bewerk is, word deel van die seun van God. So die reën val, hy praat hier van gelowiges
wat is soos 'n land wat die reën indrink en nuttige plante groei voortbring en deur God geseën word. En dan vers 8. Maar as dit dorings en dussels oplewer, met ander woorde die reën val weer, maar dit bring dorings en dussels oplewer, deeg dit nie en is dit nie en is naby die vervloeking. Die einde daarvan is die verbranding. So die afvallige is soos grond wat goed nat gemaak is. Hulle hoor die woord van die Here, maar hulle wil nie. Maar dit dra niks anders as dorings en dussels nie. Daar is geen vrug nie, want hierdie dorings en dussels is die vrug van sonde, 'n sondige leefstyl. Dit het ontvang, maar produseer nooit nuttige plante nie. Sulke grond, sê die woord, is waardeloos, dit is reeds veroordeel en is bestem om verbrand te word. Vers 9. Maar geliefdes, ons is aangaande julle van beter dinge oortuig, dinge wat saamgehang het met die saligheid, al spreek ons ook so. Met ander woorde, hy sê ons is oortuig daarvan dat julle nie afvallig sal word nie. Hebreërs 16. Want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie en die liefde arbeid. Ek wil jy met mooi luister na hierdie skrif. Want God is nie onregverdig. Is God onregverdig? Nee. God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie en die liefde arbeid wat julle betoon het vir sy naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien. Ek wil vir jou sê, dit wat jy vir die Here doen, die woord sê, hy sal dit nooit vergeet nie. Jou bydraes wat jy lewer vir die werk van die Here, hy sal dit nooit vergeet nie. Wanneer jy iets vir die Here doen, hy sal dit nooit vergeet nie. Daar kom 'n oordeel vir die Christene, die Bema seat. Dis wanneer hy die krone gaan kom uitdeel. So as die wegraping plaasgevind het, en ons daardie 7 jaar party gaan nou, dan is dit prysuitdeling tyd. Eintlik om die Here te sê, op 'n plek, hy sê, ek bring my beloning saam met my. So hy bring sy beloning saam om elkeen te beloon. Ek dink ons gaan daai dag daar staan en dink, Here, hoekom het ek nie meer gedoen nie? Ek dink ek gaan 'n bietjie ontevrede wees en dink, ek kon eintlik meer gedoen het vir die Here. Want die woord sê hy is nie onregverdig nie. Hy sal nie vergeet wat jy gedoen het nie. Jy weet, in die bediening word ons baie keer moeg. Maar hierdie moet ons die motivering gee om te sê, kom ons gaan aan. Want die Here sal nie vergeet wat ons gedoen het nie. Ons doen dit omdat ons lief is vir die Here. Maar die Here sê, hy sal nie vergeet nie. So ek wil vir jou sê, ek wil ook sommer die geleentheid dan gebruik om ook vir elkeen wat ons finansiëel ondersteun, baie, baie dankie voor te sê. Want daar sonder dit sal ons nie kan doen wat ons doen nie. So die Here sal dit nie vergeet nie. Hebreërs 6:11. Maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe. Die Here wil hê jy moet weet, dat jy weet, dat jy weet. Die Here gaan jou red. Die dag as jy hier uitwoon, woon jy by hom in. Jy moet volle versekerheid hê. Is baie mense wat ongelukkig leef met hierdie ding van I'm not sure. Ek dink ek's okay, maar ek weet nie. Nee, as jy tot wedergeboorte kom, dan kom die Heilige Gees en hy kom seël jou. En daarom kan jy weet, dat jy weet, as jy hier uitwoon, woon jy by Christus in. Hy gee jou volle versekering, dis wat hy wil hê, jy moet mee leef. Jy moet leef met volle versekering. As jy vanoggend hier is, of jy is online, en jy het nie volle versekering nie, wil ek vir jou sê, jy kan volle versekering hê. As jy jou lewe oorgee aan die Here, en jy vra hom om jou te kom red, kan jy volle versekering hê. En as jy dit gedoen het, en jy het nie volle versekering, is dit ook 'n leuen van die duiwel af. Jy kan volle versekering. Hebreërs 6:12, hy sê, sodat julle nie traag word nie, maar navolgers. Daardie woordjie navolgers in die Grieks beteken imitators. Om na te maak. Wat moet ons namaak? Van hulle wat deur die geloof en die langmoedigheid erfgename van die belofte is. Maak die apostels na. Leef soos hulle geleef het. Leef die mense wat jou na die Here toe lei,
Imitate them. En dis hoekom dit so belangrik is vir ons as kinders van die Here, is hoe wandel ons? Kan ons vir mense sê wat ons na die Here toe lei, imitate me. Just imitate me. En jy sal okay wees. Dis 'n groot ding, hoor. Ek wil vir jou sê, dis nie 'n maklike ding nie. Maar mense moet na jou kan kyk en sê, weet jy wat, as ek in Brian se voetspore loop, dan gaan ek groei in die Here. Dan gaan ek by die Here uitkom. Of in Ludwigsen of in Jackson. Because people need to imitate you. So dis 'n groot ding op ons. Maar hy sê, kom ons imitate hulle wat deur die geloof en die lankmoedigheid erfgename van die belofte is. Vers 13, want toe God aan Abraham die belofte gegee het, het hy hom, omdat hy by geen meerdere kon sweer, nie by homself gesweer. So God het by homself gesweer, dat hy vir Abraham 'n nageslag sal gee. En gesê, voorwaar ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder. En so het hy die belofte verkry, nadat hy geduldig gewag het. Jo, en het hy nie geduldig gewag nie, hy was klaar so iets so 75, en toe kry hy eers vir Isak op 100. So hy moes nog baie geduldig wag. Maar ek dink altyd daaraan dat wanneer ek hoor, dis gaan nou nie oor hierdie nie, maar is dit nie amazing nie? Isak reken hulle was omtrent 33 jaar oud, toe Abraham hom moes gaan offer het. Nou moet jy weet, hy het hierdie belofte van 'n nageslag. Dit was al klaar op 75, it was a big thing. Toe kry hy 'n kind op 100. Daar's hoop vir julle almal. Okay, toe kry hy 'n kind op 100. En toe die kind 33 jaar oud was, toe sê die Here, gaan offer hom. Dit maak daai gehoorsaamheidsstap wat Abraham geneem het, nog soveel groter. Want nou is ons soveel jaar, oor die 50 jaar verder, vandat hy die belofte gekry het, en nou sê die Here, maak jy die kind dood. Maar onwrikbaar het Abraham geglo in die Here. Ek wens ek kan daardie geloof hê. 16, want mense sweer by een wat meer is, en die eed van bevestiging is vir hulle die einde van teespraak. Daarom het God hom, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte. Wie is die erfgename van die belofte? Ek en jy. Kinders van die geloof. Die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg. Wat het hy met 'n eed gewaarborg? He will save you, if you are one of his children. Sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg. So daar is iets wat God nie kan doen nie. Het is onmoontlik vir God om te lieg. Daarom as hy sê, I will save you, he can't lie. Kragtige bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het, om vas te hou aan die hoop wat voor lê. Wat het ons hoe ontvlug ons? Ons neem Jesus aan as verlosser en saligmaker, want dan kom 'n ewige oordeel. Hoe ontvlug ek daardie oordeel? Ek sit my vertroue in Jesus. Die werk wat hy aan die kruis vir my gedoen het, die feit dat hy opgestaan het uit die dood uit, en my nou nooi om sy kind te wees. Wanneer ek dit doen, ontvlug ek dit en hou ons vas aan hierdie hoop wat vir ons voorlê, omdat God nie kan lieg nie. So die sondaar kan nou na Christus toe vlug, vir ewige toevlug en veiligheid. Hebreërs 6:19. En ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel. Die voorhangsel het geskeur en die Here nooi ons nou om in te kom, beweeg ons sy teenwoordigheid in. Waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het. Jesus was wat? Ons hoëpriester. Want die hoëpriester het eenmal 'n jaar ingegaan in die allerheiligste. Wat het Jesus gedoen? Hy het ingegaan in die allerheiligste en die voorhangsel het geskeur en ek en jy word nou genooi om ook in te gaan, omdat Jesus eerste ingegaan het vir ons. Ons hoëpriester. Hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het vir ewig. Jesus is ons voorloper na die hemel en ons hoëpriester om ons te verteenwoordig totdat ons veilig in die hemel by God is. Prys die Here. Okay. Prys hom vanmôre. Here, ons loof U naam. Ons dank U, Here, dat U ons hoëpriester is.
Heilige is U naam, Here. Here, ek dank U dat ons kan verseker wees dat U ons sal red aan die einde van dae, Here. As ek vandag hier sou uitwoon, sal ek by U inwoon, Here. Soos wat U woord ons leer. Ons dank U daarvoor, Here, groot en heilig is U naam. Here, ek wil vanmôre vir elkeen wat in hierdie plek sit, wat onseker is oor hulle saligheid, Here. Dankie dat U nou net sal kom deur U Heilige Gees. En elkeen net sal kom omvou en vashou, Here. Vir elkeen daardie sekerheid nou sal gee in Jesus naam. Dat U ons Hoëpriester is, Here. Dat U vir ons die prys betaal het. En dat ons vertroue en ons hoop in U kan sit vanmôre. Dankie daarvoor vanmôre is U Here. Heilig is U grote naam. Amen. Amen. Prys die Here. Die woord is altyd geseënd. Prys hom vanmôre. Nou waaroor ek met julle volgende week wil praat. Jare terug, ek dink dit was hier in die 90 jare, was daar 'n pastoor gewees wat nou reeds oorlede is, wat baie gepreek het oor die eindtye. En van julle sal dalk sy naam ken, pastoor Benny Kleinhans. Baie gepreek oor die eindtye. En ek was in 'n diens gewees waar hy weer eindtyd gepraat het. En hy vra toe iemand net so by die afsluiting van sy diens om te lees wat die Here gesê het, waar hy gesê het, soos dit in die dae van Noag was, so sal dit wees in die laaste dae. En hy noem toe 'n woord daar, en almal het gedink, he lost it. Dis fout met die oomie. En vandag moet ek erken, ek het self gedink, ag nee, regtig. En nou staan ek en ek moet sê, jammer oom Benny Kleinhans, jy was ons ver voor gewees. So ek gaan volgende week bietjie met ons praat oor aliens. Kom ons stel dit so, wat die wêreld aliens noem. Die woord noem dit iets anders. So ons gaan bietjie oor dit gesels, want dit raak nou 'n belangrike ding. Want as ons dit nie verstaan nie, dan gaan kinders van die Here onthou, wat sê die woord vir ons, in die laaste dae sal daar 'n groot afval kom. As jy hierdie ding nie verstaan nie, dan kan dit jou op 'n plek bring waar jy dink, maar my geloof is nie waar nie. So you need to understand this thing, so dat jy nie deel word van die afval. Okay. So dis vir ons belangrik om te weet waaroor hierdie ding gaan. Die volgende ding wat hy praat is, in die laaste dae sal daar groot deception wees. Okay. This thing's got to do with deception. So ons gaan lekker daaroor gesels volgende week. Is jy excited? Ek is. Okay. Cool. So moet dit nie mis nie.